Goeienaand julle. Ek gaan dit nou weer sê, maar kom ons sing so lank. Kom in die gees nou na Bethlehem. Kom ons dink weer saam aan daardie nag. Al die sterre schitter helder en die engele koor sing. Here in die hoogste hemel, ons wil aan hom wonderen. Al die sterre schitter helder en die engele koor sing. Here in
Weer eens, goeienaand, broers en susters. Ag, julle kan maar sê. Ja, goeienaand. En 'n geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Ek dink die Kerssangdiens is verseker een van die hoogtepunte van my jaar. Altyd. En dit voel net vir my nooit dieselfde as 'n mens nie dit ook so saam kan doen nie. Dit is die derde keer, wat ons dit so saam doen, saam met Blouberg, en ek sê nou vir hulle, ons kan dit regtig hier sonder julle doen nie, so dit is vir ons wonderlik. Al die kuiergaste ook wat hier is vanaand, ons is regtig bevoorreg en dankbaar om vir julle vanaand hier so by ons te hê. Die program gaan so verloop, en daar gaan skriflesings wees, daar gaan voorlesings wees, en meeste van die tyd sal daar staan, of ons sal wys, julle moet staan of sit, of maar julle kan net ontspan. En onthou nou dat julle is 'n verskriklike belangrike deel van vanaand. Want behalwe vir die feit dat, kyk, almal kan nie koor sing nie, maar as daar nie iemand is om te luister daarna nie, dan help dit ook nou nie ons sing nie. En dan is daar momente vanaand wat julle gaan sien, daar so staan, partykeer sal daar staan, al die mans moet sing, dan sing al die mans. En dan partykeer sing al die vroue, en dan sing al die vroue, en dan staan die hele gemeente, dan sing die hele gemeente. En partykeer staan dan net al die man soliste. Dan as jy nou nie saam geoefen het, dan is dit nou nie jy nie. Maar dankie dat jy hier is, sodat jy daarna kan luister. En ons waardeer dit regtig ook. Neem dit aan in die gees ook, wat dit vir julle gegee word. Hier is van ons is professionele musikante, maar bitter min van ons is. Ons doen dit omdat dit vir ons lekker is, ons doen dit omdat ons ook op so 'n manier die Here kan dien saam. So, ons gaan die program sonder enige verdere aankondiging, gaan julle dit nou net volg. En ons gaan begin met 'n lied wat sê, ons sing ons altyd, kom alle getroues. So wat van die ontroues? Wat van die gebrokenis? So as jy vanaand hier so is en jy voel so half, so 'n bietjie ontuis, dan wil ons met hierdie lied vir jou innooi. O come all ye unfaithful. Almal wat gebroken is, almal wat stikkend is, almal
vanaand hier is omdat die Here met jou 'n afspraak gemaak het. Kom in die Gees nou saam met ons na Bethlehem. Genade en vrede vir julle van God die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het. Genade en vrede van die seun Immanuel, wat in Bethlehem gebore is. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, wat hier en nou by ons is. Amen. Still it is for
Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Dit is die woorde uit Jesaja 7 wat die Here in 'n droom aan Josef meegedeel het, om hom te vul met moed en hoop om met Maria te trou. So begin Matteus sy Kersverhaal. Nou reeds immer bekend. Jaarliks vier ons dit wêreldwyd, dat dit amper sprokiestatus het. Die vraag is dit net 'n sprokie emosie van hoop? Of is daar meer? Maak dit verskil aan ons lewe vir jaar, terwyl ons die moegheid van nog 'n besige jaar in ons lywe en gemoedere voel? Dit is goed om maar weer in die gees na Bethlehem saam te kom en die wonder van die gebeure nie te bedink en hoopvol te vier. Oh
Honderde jare voordat hy gebore is, het die profete al van hom vertel. Groot was baie se verwagting oor die wonderbare raadsman, die sterke God, die vors van vrede wat sou kom vir die deurmekaar en onregverdige wêreld. Selfs die sterre in die hemel het dit vertel toe die tyd van sy koms aangebreek het. En toe hy kom, die groot verlosser koning, wie sou kon dink dat dit die kindjie in die krib sou wees met Josef en Maria as ouers? In 'n deurmekaar wêreld kom die goeie tyding as 'n fluistering. Dit is hoorbaar, maar slegs vir die wat regtig daarna smag. Comfort
Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kom kinders besig, die brood gesê, die water van God in die stad het, en daar is die heiland gebore, die naam, die hoop van die wêreld, die ruwe bewaar. Wie sou kon dink dat hierdie eenvoud, hierdie broosheid, hierdie gemarginaliseerde gesinnetjie, die loetjie sou wees, waaruit hoop en die lewe in oorvloed vir alle mense sou spruit. Die kleine dorpie Bethlehem, there rusted daar die nacht. Terwijl die wonderwerk gebeurt, waarvoor die wereld wacht. Want diepen naar die donker nacht,
Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak, soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het.
Nie uit die wit paleise nie wou hy, uit soewereine wil, tot ons soort staat gebore word. Maar, waar die kruise en die armes stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy, visarentjie van God, op ons benoude vlees geval. Die eerste oë wat hom sien, was skaapwagters, vol strooi en stof, krasmanne wat in skerms woon en ruik na bok en rook en mof. Na baie dwaal en baie soek, en selfs dig by Herodes vra, kom eintlik die wysheidstog met goud en wierook agterna. Hy het die eerste kern gekies, nie uit geleerdes in die skrif, of die wat hande en borde was met koue voorgeskrewe drif, maar vissers en 'n tollenaar, die tyd geroep met sagte groet, manne met harde hande en sweet en eelte, en 'n oop gemoed. En toe hy sy groot net uit laat gooi, regs van die boot, en links en regs, het hy ingesleep, 'n vreemde prooi. Melaats, besetene, ryk of klein, sondaars van elke kleur en geur, maar in sy glimlag, skielik, rein. See
God word mens om ons in Jesus te nooi om die geskenk van die lewe voluit te omhels. Om aan menswees volle betekenis te gee. Sy menswording bevestig die waarde van lewe hier op aarde. En die woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê. Ja, sodat hulle dit oorvloedig het. The surest way to realize the full potential of your God-designed self is to live in eternity while you are in time, conscious of the loving gaze of your all-sufficient shepherd, in whose care nothing of the good you do is lost. It is stored up in your own self and in the lives of others you have touched. Blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my Father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, stilted conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. It's too late. It's too late. When we die. Oh, it's too late when we die. We don't see eye to eye. So we open up a quarrel between the present and the past. We only sacrifice the future. It's the bitterness that lasts. So don't yield to the fortunes you sometimes see as
fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up, you don't give in, you may just be okay. Say it, say it, say it loud. Say it here. Oh, say it here. You can listen as well as you hear. It's too late when we die. We don't see eye to eye. I was there that morning when my father passed away. I didn't get to tell him all the things I had to say. I think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. Say it, say it, say it loud. Say it here. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. Because it is too late. It's too late when we die. Oh, it's too late when we die. To admit we don't see eye to eye. Say it, say it, say it loud. Say it here. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. Ons kan wag om te leef, want ons is reeds vry. Vrees is nie meer ons vyand nie. Jesus het vry geleef. Al het hy in die wêreld gekom met die stigma van 'n buiteegtelike kind. Al was hy en sy gesin na geboorte vlugtelinge. Al het sy eie mense hom verwerp. Al het doodsdreigemente oor sy lewe gehang. Hy was vry in die ervaring van die Vader se krag en onvoorwaardelike liefde vir hom. Hy was vry om die beperkings van sy eie vreesagtige agendas en die soeke van ander se goedkeuring te laat gaan. Hy nooi ons om hom in hierdie vryheid te volg. Immanuel, wat die lewe vir ons op aarde voorgeleef het. Hy is by ons
om ons aardse lewe nou reeds ewig te maak, soos syne. Hope relies upon grace in the face of death. The issue is that of receiving life as a gift, not as a reward and not as a punishment. Hope is living constantly, patiently, expectantly, resiliently, joyously in the efficacy of the Word of God. Flane
Being a Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. Sonda
Die hoop en vreugde van Kersfees is dinamies, want dis op pad na meer. Dis hier, maar ook 'n voorteken van iets wat eendag volledig gaan wees. Wat nou in die hart 'n seker wete is raak, eendag absoluut vollied en volledig. Heaven in the Bible is not a future destiny, but the other, hidden dimension of our ordinary life. God's dimension, if you like. God made heaven and earth. At the last, He will remake both and join them together forever. Hallelujah, hallelujah,
En nou mag God, die bron van alle hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul.
sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee van nou af tot in alle ewigheid. Amen.